van die Heilige Gees. Amen. Kom ons maak ons liederebundels dan oop by Psalm 33. Psalm 33 baie bekend, daar die eerste en ook die 6de vers. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdiges verhef die Heer. En dan ook die 6de vers. Die Heer se raad word nooit gekeer nie, sal bestaan in ewigheid. En sy besluit is geen verweer nie, bestendig duur dit vir altyd. Psalm 33, kom ons staan en ons loof die Here met die eerste en met die 6de vers. Susters, is die klank nou reg? Nog niks nie. Nou, maar dan gaan ons maar net so aan. Ek wil aan u die wet van die Here voorhou, hieruit Deuteronomium hoofstuk 5, vanaf die eerste vers. En daarna, dan doen ons skuldbelydenis uit Gesang 55, daar die tweede vers. Maar kom ons luister eers na wat die wet van die Here vir ons sê, en aangesien dit God se eie woorde is, daarom swyg ons, en ons is stil voor hom. En Moses het die hele Israel laat roep, en vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here ons God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. En ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan, om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur, en het nie op die berg geklim nie. En God het gesê,
Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie. Na sy landerye, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met hierdie woorde het die Here julle hele vergadering op die berg, uit die vuur, die wolk en die wolke donkerheid, met 'n groot stem toegespreek, en niks meer nie. En hy het dit op 2 kliptafels geskrywe, en dit aan my gegee. God se wet, geskrywe met sy vinger, ook vanoggend op die tafels van u en my hart. En as ons die wet van die Here so aangehoor het, kom ons staan dan, en ons doen ons skuldbelydenis hier uit Gesang 55, die 2de vers asseblief.
Ek wil vanmôre aan u voorhou hier in Deuteronomium 11, ons wat nou die wet van die Here gehoor het, liewe gemeente, vers 26, dan neem ek vandag, dis die Heer wat dit self sê, die hemel en die aarde as getuies teen julle, dat julle sekerlik gou uit die land sal vergaan, waarheen julle oor die Jordaan trek om dit in besit te neem. Julle sal die dae daarin nie verleng nie, maar sekerlik verdelg word. En die Here sal julle onder die volke verstrooi, en 'n klein klompie van julle sal onder die nasies oorbly, waarheen die Here julle sal verdrywe. En daar sal julle gode dien, die werk van mense hande, hout en klip wat nie sien nie, en nie hoor nie, en nie eet nie, en nie ruik nie. Dan sal julle daarvandaan die Here julle God soek en vind, as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. Broeders en susters, wat sê hierdie vers vir u en vir my? Kom sê vanmôre vir u en vir my, as u en ek langer gaan aanhou om die Here nie te soek in hierdie land nie, hierdie mooi land wat hy vir ons gegee het, dan sal ook hierdie ballingskap waarin ons verkeer, sy strawende hand sal voortduur, totdat ons bekeer en terugkeer na die Vaderhuis. Genade is daar nog in ons Here Jesus Christus, maar as ons volhard in ons sonde, volhard in ons afkeer, dan kan u en ek maar weet, dan gaan die Here ook nie hierdie toestand waarin ons verkeer ophef nie, as ons nie terugkeer na die Vaderhuis nie. En nou gaan ek vir u voor met die woorde van ons geloofsbelijdenis. En herhaal dit asseblief saam met my, elkeen in sy hart. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder die hand van Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en vir ons helse smarte kom deurloop het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan die wederopstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bevestig dit nou met die sing van Gesang 30. Gesang 30, daar die eerste en die derde vers asseblief.
oop by Deuteronomium hoofstuk 4. Ons het net nou met mekaar saam die wet van die Here gelees, daaruit Deuteronomium 5 uit. Kom ons blaai na Deuteronomium 4, daar die eerste 14 verse. Maar ek wil tog vir u vra, ons gaan dit nou met mekaar saam lees, en daarna sing ons gesang 89, gesang 89 vers 1 en vers 2, en terwyl ons dan staan, bid ons dat die Here self sy woord vir ons sal open. U kan saam met my dan nou lees hier uit Deuteronomium 4, Deuteronomium 4, vanaf die eerste vers. As ons dan nou hierdie eerste paar woorde lees, as hy sê, luister dan nou Israel, dan het volk in die Nuwe Testament. En as hy dan hier kom sê, luister dan nou Israel, dan praat hy met die geloofsvolk, gaan lees Galasiërs 3 vers 29, die geloofsvolk van ons Here Jesus Christus, en dit is u en ek, met ander woorde, hy kom sê vir u en vir my, luister dan nou Israel, na die insettinge en die verordeninge, wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe, en inkom in die land wat die Here, die God van julle vaders, aan julle sal gee, dat julle dit in besit mag neem. Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie, sodat julle die gebooie van die Here julle God mag onderhou, wat ek julle beveel. En hier dieselfde woorde, kan u ook gaan lees in Openbaring 22, daar die laaste 2-3 verse, vers 18 en 19. Julle oë het gesien wat die Here weens Baal Peor gedoen het, gaan oor die afgodsdiens en wegloop agter die Moabitiese vrouens aan. Want die manne wat agter Baal Peor aangeloop het, die het die Here jou God onder jou uit verdelg. Aan die ander woorde, die Here verdra nie afgodsdiens nie. Julle daarenteen, wat die Here julle God aangehang het, is vandag nog almal in die lewe. Kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer, soos die Here my God my beveel het, om so te handel in die land waarin julle gaan om dit in besit te neem. Onderhou dit dan en doen dit, want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke, wat al hierdie insettinge sal hoor en sê, waarlik, hierdie groot nasie is 'n wyse en verstandige volk. En die Bybel kom sê dit vir ons, dat wysheid beteken om te soek na God se wil. Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is, soos die Here ons God, so dikwels as wat ons hom aanroep. En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het, soos hierdie hele wet, wat ek julle vandag voorhou. Neem jou net in ag, en wees terdee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie. En jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak. Die dag dat jy voor die aangesig van die Here jou God by Horeb gestaan het, toe die Here aan my gesê het, vergader die volk vir my, en
Ek sal in my woorde laat hoor dat hulle kan leer om my te vrees al die dae wat hulle op die aarde lewe en dit aan hulle kinders kan leer. Toe het julle nader gekom en onder aan die berg gaan staan en die berg het met vuur gebrand tot in die middel van die hemel met duisternis, wolke en wolke donkerheid. En die Here het met julle uit die vuur gespreek en julle het 'n stem van woorde gehoor, maar geen verskyning gesien nie, net 'n stem was daar. Toe het hy aan julle sy verbond verkondig, wat hy julle beveel het om te doen. Die 10 woorde en dit op 2 kliptafels geskrywe. En ook het die Here my in die tyd bevel gegee om julle die insetting en die verordeninge te leer, dat julle dit kan doen in die land waarheen julle vertrek om dit in besit te neem. En dan vers 15 wat sê, neem julle dan terdee in ag, terwille van julle siele, want julle het geen verskyning gesien op die dag, dat die Here by Horeb uit die vuur met julle gespreek het nie. En dan gaan hy aan, hy sê, sodat julle nie verderflik handel, deurdat julle vir julle gesneede beeld, gelykenis van enige afgodsbeeld, mag maak nie. 'n Afbeelding van 'n man of 'n vrou, 'n dier, 'n gevleuelde voël wat in die lug vlieg, enigiets wat op die aarde kruip. En dan gaan hy aan en dan gee hy weer God se verordeninge. Maar hier by vers 9, neem jou dan net in ag en wees terdee op jou hoede. Met ander woorde, luister, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie. Dat laat jou hart nie wyk al die dae wat jy lewe nie. En jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak. Tot sover uit die woord van die Here. Kom ons staan en ons gaan na Gesang 89, al 2 daardie verse. Gesang 89 vers 1 en 2 en ons sing dit biddend, pleitend dat die Here met ons sal praat. En dan bly ons staan terwyl ons dan ook nader tot sy troon in gebed. Asseblief. Ons vanmôre hier by mekaar gebring omdat u met u volk wil praat. Here, u volk, u geloofsvolk van 2023 hier in u gemeente hier in Witrifuur.
dat as ons vanmôre voor U kom staan, Heer, dan staan ons met hangende koppe en rooi gesigte. Want Heer, as ek my lewe ondersoek, as ek daar die skalpel diep indruk en diep sny, tot daar in my geestelike lewe, daar waar dit seer maak, dan staan ek voor U met my hand op die mond. En kan ek maar net uitroep, genade. Here, U onbegryplike groot genade oor elkeen van U gemeente. Here, U hand oor hierdie land en volk. Wat nie so maklik een kant toe skuif. Ja, Here, ons hart gaan uit na hulle vir wie ons vanmôre ook hier afgelees het. Wat onder die ellende van hierdie volk gebuk gaan. Maar Heer, ja ook hulle wat gisterand voor die kassie gesit het, maar nie vanmôre kan sien om na U huis te kom, om die aangesig van die koning van alle konings te soek nie. Daarom wil ons vanmôre kom pleit, ook vir ons huisgesinne. Ja, Here, ook vir hierdie jong mense wat vanmôre voor die ouderlinge raad moet verskyn. Volgende week moet belydenis aflê. Ek wil vir hulle in die hande tel, Here, op U skoot. En maar net vra, spreek, lei, wees genadig, Heer. Ook as ons nou U woord oopmaak, praat met ons. Praat met ons, Here, dat ons kan luister. In die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Want aan U, Here, behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. As ons vanoggend gaan stil staan by een van die groot gebeurtenisse in ons kerklike geskiedenis, dan is ons baie vinnig om te dink aan wat op 31 Oktober in 1517 plaasgevind het. Martin Luther, wat sy 95 stellinge teen die kerkdeur van Wittenberg vasgespijker het, waarin hy sy beswaar aangeteken het. En dit was ook eintlik die hoogtepunt van die reformatie, die hervorming wat oor 'n baie lang tyd in ons kerkgeskiedenis plaasgevind het. Waarin Martin Luther dan ook gewys het op die valshede wat op daardie stadium in die Romeinse kerk plaasgevind het. Dit is so dat die kerk van die Here Jesus Christus hervorm
maar hervorm dan altyd terug na die woord toe, na Gods woord toe. En hom van wie ons lees in Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Terug na die genade van ons Here Jesus Christus. Maar hierdie hervorming het nie in 1517 op 31 Oktober begin en is toe weer afgehandel nie. Hierdie hervorming terug na die woord toe, na Jesus toe, moet vandag nog in u en my lewe plaasvind. Daarom moet ons onsself vanmôre hierdie vraag afvra. Hoe lyk my verhouding met die lewende woord? Waar staan ek in verhouding tot Jesus Christus? Die hervorming van 1517, wat ons vandag herdenk, gaan eintlik al terug, en u kan maar gerus die geskiedenis gaan lees. En ons kinders kan ook maar vir pa en ma 'n bietjie meer uitvra daaroor. Gaan eintlik terug al na die 11de eeu na Christus. In die jaar 1056, toe die eerste groot skeuring plaasgevind het tussen die Romeinse kerk, en van hulle het weggebreek die ortodokse kerk. Rome, onthou daar was in die begin net een kerk hier in Pinkstertyd, 'n kerk wat met die tyd verword het. En toe is daar manne wat opgestaan het om te sê het nie. En so lees ons van nog 'n stukkie in die geskiedenis. En dit is oor die Waldense, Petrus Waldo, en sy volgelinge wat daar in die suide van Frankryk in die Alpe gewoon het, wat juis weggetrek het met die woord van God onder die arm. En dan lees ons hoe dat die Romeinse kerk ook daar teen hulle opgetree het, hulle doodgemaak het by die hope. Maar hulle het aan hulle geloof vasgehou. En so lees ons, verder het ons vir mekaar gesê van die reformatie in 1517. En dan sien ons hoe dat die Christene onder die Romeinse kerk dan ook uitgeroei is. Ons dink aan die Sint Bartholomeus nag, waar daar oor 3 dae tussen, kom ons sê maar ongeveer 20.000 Christene deur Rome vermoor is, omdat hulle nie meer met Rome saamgestem het nie. En so het Martin Luther dan ook sy stellinge teen die kerkdeur in Wittenberg, waar hy 'n Romeinse priester was, dit vasgespijker. Martin Luther wat dan ook onder die pauslike ban verkeer het. En as ons dan verder gaan en vir mekaar vra, wat was die betekenis van die reformatie? Die betekenis van die reformatie was juis dan
dat die lewende woord uitgegaan het oor die hele bekende wêreld, van Amerika, Willem van Oranje in Nederland, Johannes Hus in Praag, Calvin in Switserland, Luther in Duitsland, en so het ook die Hugenote wat hier geëindig het, ook onder die hand van Rome gelei. Weet hulle sê dat die saad van die kerk is die bloed van die martelare deur die eeue. Hulle wat bereid was om ter wille van hulle Here nie op te gee nie, maar te sterwe. En so het die reformatie dan ook, toe Martin Luther die Bybel in Duits vertaal het, vanuit die Latyn, het dit aan die Duitse taal sy beslag gegee. En in Engeland, net so 'n stukkie geskiedenis, is ook die King James vertaling die gevolg van die reformatie. En hier by ons, is dit nou die dag vir u hier buite op die tafel 'n voorbeeld gehad van die Statenvertaling. Statenvertaling is ook die vertaling van die reformatie. En uit hierdie Statenvertaling is ook die vertaling gemaak wat u vandag in u hand het. En daarom kan ons die Here dank vir sy werk, ook op hierdie gebied. Dat u en ek vandag die Bybel in Afrikaans in die hand het. Maar hoe hartseer is dit dat hierdie Bybel in die hand nie altyd in die hart uitkom nie. En as u en ek nou vanmôre rondom ons kyk, en ons kan maar vir onsself afvra, waar is my Bybel vanoggend? Wanneer laas het ek my Bybel gelees? Daar in die woorde van Psalm 119 vers 105. U woord 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad in hierdie donker wêreld. Het ons vir mekaar gesê reformatie beteken terugkeer. Terugkeer na God se woord. En daarom is dit u en my taak vanmôre om te gaan self ondersoek doen en vir onsself te vra, hoe ver het ek afgedwaal van God se woord af? Want as ons rondom ons kyk, dan hoor ons van mense wat wil hê die woord moet aanpas by hulle. Dan dink maar vandag aan, soos iemand nou die dag vir my sê, daar in die Bybelstudie, die lettertjie mense, die LGBTQ en wat ook al daarby kom. Nee, dis nou maar reg. En in die afgelope week wat ek hoor, daar is 'n bepaalde kerk wat sê, nee, ons kan nou maar met die moslems ook saamsmelt, want ons gaan mos almal na dieselfde hemel toe. Maar is niks verder as dit van die waarheid nie. Want ons Here Jesus Christus, die lewende woord, kom en hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En daarom moet u en ek vanmôre hierdie woord wat na ons toe kom, hierdie woord wat u en ek het en waarvoor ons so ontsettend dankbaar moet wees. En daar is mense wat 'n Bybel begeer,
'n Bybel het nie. Daarom moet u en ek vanmôre vir onsself vra, is ek dankbaar vir God se woord in my taal? Gebruik ek hierdie genadegawe van God? Of lê maar op my rak en stof vergaar? En ek belydenis van geloof afgelê. En die van ons wat aanstaande week hier voor die kansel gaan staan, gaan 'n gelofte aan die Here maak, waarin u sal sê dat, en u reeds gesê het, dit is die enigste woord van God waarin ek hom kan leer ken. En ek onderneem om by hierdie woord te hou. Hierdie woord as my kompas in hierdie donker wêreld. Hou ek nog daarby, broeders en susters? Hou ons kerk nog daarby? Nog nader hou ons gemeente daarby? By die suiwere verkondiging van die woord. Want ons het vanmôre hier gelees, as ons die woord een kant toe skuif, dan trek ons God se oordeel oor ons. En nou is dit ongelukkig so dat ons in 'n aantal jare terug God se woord weggeskuif het. Weggeskuif het uit ons parlementêre openingsgebed. En nou meer onlangs weggestoot het uit ons skole uit. En ek het gisteraand weer gesit en lees dat die wetgewing is op pad, waarin ons ook in ons kerke van die kansel af beperk gaan word in wat ons mag sê. Mag alleenlik sê wat hierdie goddelose regering van ons wil hê ons moet sê. Maar juis daarom word u en ek vanmôre teruggeroep, teruggestamp op ons knieë voor die enigste lewende woord. Ja, as ons terugdink aan wat dit hierdie manne gekos het, hierdie martelare, maar nog steeds het hulle gesing op pad na die brandstapel toe, lofliedere. Het hulle lofliedere gesing op pad na die leeukuil toe. En nou wil ons teksgedeelte juis vanmôre kom sê. Dit wil vir ons kom terugbring by een van die 5 solas. Nou die solas is die uitloop, die gevolg van die reformatie. Die 5 solas wat sê God alleen, aan God alleen die eer, Christus alleen, geloof alleen, genade alleen en woord alleen. En nou sien ons dat daar rondom ons mense is wat die Koran gebruik, ons mense. Op 'n bepaalde gemeente se kansel rukkie gelede stap die dominee op met die Koran in die een hand en die Bybel in die ander hand en toe preek hy uit die Koran uit. En daar's niks in hom gedoen nie, dis maar so aanvaar. Hoeveel van ons mense lees die Mormoonse Bybel, the Book of Mormon, saam met die Bybel? Hoeveel van ons hang eerder die apokriewe geskrifte aan bo die Bybel? Daarom wil dit vanmôre juis hard met u en met my kom praat. Die Bybel is die rigsnoer in my lewe, in my gesinslewe. Terloops, wanneer laas het ons saam huisgodsdiens gehou? Wanneer laas het ons met mekaar gepraat oor die Bybel? God het sy woord gegee vir ons in mense taal,
om te begryp wat hy vir ons wil sê. Hy het 'n boodskap deur sy knegg aan sy volk van 'n bepaalde tyd gegee. En dit is daardie boodskap wat u en ek in die skrif moet ondersoek. En as ons die Bybel nie lees nie, dan gaan u en ek nie weet wat die Here vir ons wil sê nie. Want die Bybel is juis daar. En dit het ons vanmôre gelees. Vir u en vir my om te gehoorsaam. Vir u en vir my om te gehoorsaam. As ons in Esegiel 3 gaan lees, daar by vers 16, dan kom sê die Here juis vir ons. Ons het 'n taak. Daardie taak is om hierdie woord uit te dra. En as ons sien dat iemand die skrif nie ken nie, of nie wil ken nie, die woord nie, dan moet ek daardie woord aan hom bekend maak. En as hy die woord gehoor het, en hy het nie geluister nie, dan is sy bloed op sy hande. Maar as u en ek die woord nie bring nie, sodat 'n ander persoon nie kan hoor nie, hoor mooi wat sê die skrif, gaan lees maar Esegiel 3, dan is daardie persoon se bloed op u en my hande. Hoor jy die belang? As Jesus Christus kom en hy sê, gaan dan heen en gaan maak disippels van al die nasies. Gaan bring vir hulle hierdie woord. Gaan bring vir hulle hierdie blye boodskap van Christus. Christus se genade. Christus hoof van sy kerk. Nou is dit nie meer ek moet self probeer. Nou is dit Christus se genade wat my dring. U en ek nou vanmôre maar weer self na onsself kyk. Kan u en ek dit met 'n oop gemoed sê? Ek bring my kant met Jesus se woord. Ek bring my kant met die lewende woord. Ja, selfs as ons swaar kry. En so maklik dink die Here het my vergeet. Dat ek kan daardie beloftes wat hy vir my in sy woord gee, kan vashou. Lees maar Jesaja 1, daarvan vers 19 en vers 20. As hy sê, as julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet, maar as julle weier en weerstrewig is, en is dit nie wat besig is om met ons nou te gebeur nie? Waar is ons mense vanoggend? Is daar nie 'n behoefte om na die woord te luister nie? Dan sal julle deur die swaard geëet word. Dit het die mond van die Here gespreek. Daarom as ons aanstonds hier uitgaan, dat ons sal weet ook hierdie waarheid moet aan ons kinders oorgedra word. En hoe dra ek dit oor? Net nie met die kinderbybel nie asseblief. Want in die kinderbybel leer jy van die appel en al die klas van verkeerde goed. Leer jou kind uit die Bybel uit. Leer jou kind wat sê die skrif. Leer jou kind om die merkteken van ons Here Jesus Christus op sy voorhoof te dra en op sy regterhand, omdat hy so sy ouers aan die Here behoort. Bring jou kinders, ouers, elke dag voor die Here. Dit is al wat ons kan doen.
het ware alreeds daar op die hek, daar waar ek bly, dat die wêreld kan sien, hier bly iemand, kind van die Here Jesus Christus, en dat ons hierdie pad gaan loop, ongeag wat dit my vra. Die tyd kom, dat dit baie van u en my gaan vra. Die tyd kom, en ons Here Jesus Christus kom sê dit self, dat dit nie maklik gaan wees nie. Maar hy sê, jy gaan swaar kry. Maar ek sal jou daardeur help. So daarom vanmôre wil kom sê, hou vas aan God se woord. Jesaja 30 vers 15, kan jy maar op jou yskas gaan plak, as hy sê, in stil wees, en vertroue, lê jou krag. Elders sê, in stil wees, en terugkeer. En daarom, geliefde gemeente, die enigste medisyne vir hierdie gemeente, die enigste medisyne vir hierdie volk, is terugkeer na God se woord. Nou wil ons so ver gaan om vir mekaar te sê, vergeet Johannes Calvin en vergeet Johannes Hus en vergeet die Waldense, maar onthou ons Here Jesus Christus. Onthou die lewende woord, die enigste weg na die Vader toe. Amen. Kom laat ons dank. Here onse God, as ons vanoggend in moedeloosheid oor ons eie lewe en ons eie gebrokenheid en ons eie krom en skewe opregtheid voor u, as ons dit in oënskou neem, hoe groot is u genade. Ja, Here, ons sing dit genade onbeskryflik groot. En as ons voor u kom staan vanmôre, kan ons maar net kom pleit, skenk ons u genade. Skenk ons u genade, Heer, op hierdie lewenspad na die Vaderhuis. Blinde Bartimeus, Here, het gebid, Jesus, seun van Dawid, gaan ons nie verby nie. Daarom is dit ook ons gebed vanmôre, kom staan tog stil, hier by Witrifuur. Kom staan stil by elke lidmaat, kom staan stil by u kerk. Here, ons bid dit. Ons pleit dit. Ons vergifnis van al ons luiheid en al ons laksheid en al ons hardkoppigheid. Kom haal ons, Here, waar ons deur die draad geklim het. En bring vir ons terug tot voor u en u kudde. In Jesus naam. So baie dankie. Aan u alleen al die eer. Amen. Broers, kom ons gee geleentheid vir die opneem van die liefdegawes asseblief.